Partykeer kry 'n mens die wonderlikste, wysste raad by iemand. Jy luister, en terwyl die ou praat, hier diep in jou hart besef jy, jong, maar ek moet hierdie raad volg, maar jou kop begin sommer self sy eie paaie loop. En dan volg jy jou eie kop. En op die ou einde, wanneer die gevolge jou tref, dan wonder jy, hoekom het jy nie geluister nie? Want ons is partykeer so hardkoppig, boeties en sissies. Ons wil ons eie kop volg. En ons eie kop is partykeer, is daar nie wysheid nie. Partykeer is daar nie insig nie. Partykeer verstaan ons nie. As God met jou praat, persoonlik, praat nie van algemeen praat nie, wanneer hy in jou lewe met jou inpraat, oor jou kinders, oor jou vrou, oor jou lewe, oor wie jy is, dan moet ons luister, en ons moet daai raad volg. Kom ons praat 'n bietjie vanmôre daaroor. Ek lees hier in Matteus 13, die saaier. Jesus vertel vir sy disippels van die saaier. En in die saaier is eintlik die 3 geheime opgesluit van hoe 'n mens hoor wat die Here vir jou sê en dit op die ou ende toepas. Vir die eerste keer verstaan ek dit so. Hy sê hier in vers 9, elkeen wat kan hoor, moet goed luister na wat ek sê. En dis die eerste sleutel. Ons moet luister. 'n Mens se kop begin sommer in allerlei ander rigtings gaan wanneer jy luister na iets wat iemand anders vir jou sê. Jy luister so selektief. Jy luister, maar jy sif sommer al klaar klomp van die woorde uit, want jy pas jou eie woorde daarin. Hierdie hardkoppigheid. Ons luister nie altyd aandagtig, skryf dit neer en perkuleer bietjie daaroor nie. Ons is baie keer te haastig. Jesus sê, hardkoppigheid of mense wat nie luister nie, is soos die saad wat op die harde pad val. Luister bietjie wat sê hy. Hulle by wie die saad op die voetpad gesaai is, die harde pad, is elkeen wat die boodskap van God se koningsheerskappy hoor, maar dit nie begryp nie. Die bose kom en roof wat in hulle harte gesaai is. Met ander woorde, die oomblik wanneer jy dit nie neerskryf en daaroor begin dink nie en sê maar ek moet aandag hier aan gee nie, dan kom die bose en die donker van hierdie wêreld en hy vat dit uit jou hart uit weg en dit dan asof die Here nie eens met jou gepraat het nie. Luister, ek sien so baie keer tussen 'n man en 'n vrou, hulle luister nie na mekaar nie. Hulle maak sommer afleidings. Hulle voeg sommer woorde by. Hulle hoor wat hulle wil hoor en nie wat gesê word nie. En dan maak ons so, en dan is dit soos daai harde pad. Ons verstaan eintlik dan nie, want ons het net half geluister. Ons maak dit nie deel van onsself nie. En weet julle, dan is daar die tweede ding, wat so verskriklik belangrik is, wanneer die Here persoonlik met ons kom praat. En hy praat met jou. Hy probeer elke dag met jou praat. Hy probeer jou rigting gee, hy probeer jou 'n beter uitkoms gee, hy probeer jou vrymaak van goedes wat jou vashou. Is dat ons moet waarde heg daaraan. Met ander woorde, jy moet gaan sê, dis belangrik. Dit wat die Here nou vir my sê, moet ek aan aandag gee. Ek kan dit nie maar net afskryf nie. Ek kan nie maar net halfhartig daaraan aandag gee so vir 'n rukkie en dan los ek dit nie. Ek moet daaroor dink. Ek moet waarde daaraan heg. Hoekom sal hy dit vir my sê? Hoekom sal die Here hierdie woorde vir my kom sê? Is dit wat God sê tog nie belangrik nie? Hy sê vir sy disippels, luister, asseblief, julle luister wat ek vir julle sê. En dan, hier in die gelykenis van die saaier word dit so pragtig gesê, as 'n mens nie waarde heg daaraan nie, dan sê hy, dis soos saad wat in klipprige grond gesaai is. Die mense wat die boodskap hoor en dit dadelik met blydskap aanneem, maar hulle wortels gaan nie diep in nie.
Hulle hou net vir 'n rukkie en sodra daar swaar kry vervolging ter wille van sy naam kom, dan vergeet hulle dit. Die oomblik wanneer dit van jou 'n sacrifice vra. Die oomblik wat dit van jou vra, maar ek gaan moed regmaak met my kinders. Ek gaan moed vergewe. Ek gaan moed verander. Die oomblik as dit van jou iets vra wat teen jou aard in is en wat jou as mens buite jouself gaan vat, dan wil ons nie. Want dan was dit nie eintlik belangrik nie. Dan het ons nie waarde gaan nie. Die oomblik wanneer ek moet luister na wat my vrou of my kind vir my sê en ek moet iets in my menswees verander, dan heg ek nie waarde daaraan nie. Ag, julle moet maar 'n brug bou en daaroor kom. En weet julle, dis nie net dit nie. Hy gaan verder en hy sê, as jy nie daar waarde aan heg nie, hy sê, die mense by wie daar tussen die dorings gesaai is hulle wat die boodskap hoor, maar die bekommernisse van hierdie lewe en die verleidelikheid van die rykdom verstik die boodskap en dit bly sonder vrug. Ons is so besig om te lewe. Ja, in die geraas van hierdie wêreld. En ek moet produce, en ek moet geld bymekaar maak, en ek moet 'n volgende kar, en ek moet dit, en ek moet dat. Ons hardloop soos afkophoenders hardloop ons rond. En dit ontneem ons tevredenheid met wat ons het. En dit is 'n gejaag na wind, boeties en sissies. Die verleidelikheid van rykdom. Die bekommernisse van hierdie lewe, gaan ek deur die dag kom, en dan laai ons sommer al die bekommernisse van die toekoms, laai ons op wat miskien nooit eens gaan plaasvind nie. En dan gaan God se boodskap ook by ons verby. En dit skiet nie wortel nie. Maar as jy dit gaan na waarde heg, en jy luister daarna, dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Kom ek lees dit vir julle. Hulle by wie op die goeie grond gesaai is. Dis 'n hart wat oop is, wat luister en wat waarde heg aan dit wat die Here sê. Is die wat die boodskap hoor en verstaan. Hulle dra vrug en bring 'n oorvloedige oes voort, 160 of 30 maal soveel as wat oorspronklik gesaai is. En is dit nie wonderlik nie, nee. Ons jaag so rond en ons probeer so op ons eie, maar as ons dit op God se manier doen, dan word dit tog meer. Dat jy dan 'n blessing kan wees vir jou gesin en vir jou vrou en vir jou kerk en vir die mense om jou en vir die koninkryk van God, 100voudig, 30voudig, 60voudig. Wanneer ons hoor as die Here met ons praat, fyn luister, waarde daaraan heg en dan gaan doen wat hy vir ons sê. Want dan kom die vrug. Kom ons gaan pas hierdie 3 beginsels toe. En God se praat met ons.